Môre vriende, goed om julle hier te sien vandag. Welkom ook aan ons besoekers, maar ek sal net nou by die aankondiging weer terugkom na die verwelkoming toe. Ons gaan begin saam sing. Ons sing 'n klompie vlamliedere en dan vonkliedere. Juist by die oogdaal dat dit belydenisaflegging is. Kom ons sing Vlam 112, ek roem u naam. Ekskuus, ek moet net die waier aansit. Ons gaan nou sing by Vlamlied 144, God is liefde. Is ek meer bekend mee. As 85, ons God is 'n wondergod. Alsana, ek gee nou vir jou kans vir die aankondiging. Pragtige dominee sê voor die volgende, hulle beleid
belydenis van geloof af, van God doen ons almal die woorde, en ons is bly vir die kuiergaste, ons word julle goed thuis by ons. Ons het die volgende afkondigings wat ons onder julle aandag wil bring. Ons dikke gebed aan Willie Voetbie, Els Rigte, en Kobus Burger wat siek is. Kobus Burger is Dederik Jolande se pa. Ons hoop dat dit gou beter met hulle sal gaan. Ronnie en Nettie Visagie vertrek na Mosselbaai, hulle verhuis daarheen. Ons wil vir hulle baie sterkte toewens in hulle nuwe omgewing, en vir hulle baie dankie sê vir die bydrae wat hulle by die vooruitsig gelewer het. Tabitas, dis 'n groepie vroue wat baie hard hier agter die sterks werk, en ons vra dat u, as daar enige handdoeke, ou handdoeke by die huis is wat hulle nie gebruik het, dit asseblief vir Tabitas sal bring. Hulle het seker 'n voormaak of iets wat hulle daarmee maak. Ons sterskete vir plaas die 30ste November, is altyd 'n groot geleentheid vir die gemeente, so as u nog kaartjies wil koop vir die gemeente en geleentheid, is u welkom. Woensdag aan die sessie kom die gebedsgroep by mekaar in konsistorie, so dis welkom ook hulle te join, as ek het so kan stel. Dominee Gys, baie sterkte vir vanoggend se boodskap, ons hart is ontvanklik om daarna te luister. Dankie. Ek wil op hierdie punt net, is 'n bietjie hard, wil ek net baie welkom sê aan almal van die by die kerk vandag. Die eerste plek vir julle wat hier voorsit, dit is my lekker om julle hier te sien. Dit was vir my goed om hierdie jaar saam met julle te wees en so die laaste klein stukkie van verlede jaar. Ek wil ook vir die ouers en grootouers en vriende en familie van hierdie jong mense baie welkom sê vandag. Dit was vir my regtig 'n voorreg saam met Christie, daar voor op die hoek. Dis 'n groep mooi jong mense, en ek wil vir die ouers ook geluk sê met die mooi jong mense wat uit julle huise uitkom. Ek glo hulle sal 'n aanwinst wees in die koninkryk en in die kerk. Die ouderlinge, dis hoe ons dit nou gedoen het. Die ouderlinge het hulle ontmoet, so 2 of 3 ouderlinge ontmoet die kandidaat en die ouers. En dan voer hulle 'n gesprek met hulle. En dit was in die hand gewees van sekere vrae wat ek reken die kardinaal belangrike vrae is. En die ouderlinge was baie tevrede gewees met hoe hulle geantwoord het en hoe hulle opgetree het en die tipe mense wat hulle is. Ja, so dit is vir my, ek wil net sê dat dit is nie 'n kwessie van hulle is nou maar net hier, want is vandag die dag nie. Daar was gesprekke gewees en julle het geslag. Nee. Maar ek wil nie daai woord gebruik nie, want dit gaan nie daaroor nie. Gaan daaroor dat daar gekyk is of julle die belangrikste goed weet en dat julle daarop kan voortbou op julle pad vorentoe. Ek wil ook vanoggend baie dankie sê vir al die kategete wat van graad 1 af voor skool al by hulle betrokke was. Ek kom maar hier op die einde in. Dit is die kategete in die jonger ouderdom wat vir hulle 'n liefde vir die Here kweek en wat vir hulle op die pad aanmoedig sodat hulle by belydenisaflegging kom. En ek wil vir daardie kategete almal baie dankie sê vir julle rol wat julle gespeel het. Ek wil vir Bernice dankie sê wat die eerste jaar van hulle kategese behartig het. Ek het verlede jaar gesê dat ek beïndruk was met wat die kinders geweet het.
'n mens, predikante het sekere goed wat jy, as jy daai goed gevra het, dan sê jy vir jouself, goed, dis waar ons staan. En ek was baie gelukkig geweest met wat ek gehoor het en ek kon net daarop voortbou. So baie dankie aan Bernice vir haar rol in hulle lewens. En dan aan Christy wat die pad saam met my geloop het en saam met Bernice destyds. Dit is fantasties om iemand soos Christy te hê wat saam met jou met die katkesante besig is. Ek sal vir hom sê op 'n Woensdag, Jenne Christy, ek het nou vergeet om met jou te reël. Maar ek is nie Sondag daar nie. Kan jy die klas vat? Hy sê, ja, ek wil net sê wat. En dan sê ek so 'n paar goedjies en daar gaan hy. Het is wonderlik om so iemand te hê wat saam met jou die dinge doen, wat ook ons leier ouderling is. Dan wil ek dankie sê vir die personeel hier by die kerk, vir Elmarie en Lenet en Sybrand en Christina en Morris, wat in die week hard gewerk het om dinge reg te kry. Hier was gister nog, of Vrydag, ja gister, nog 'n groot ding hier in die saal in die gang gewees. En dit moes alles reggemaak word vir vanoggend. En dit is gedoen. En vir Suzette wat vir ons die skouerrykers gedoen het, soos wat sy elke jaar doen. Baie dankie daarvoor, Suzette. Vir die jeugkommissie en die kerkraad wat vir ons eetgoedjies daar uitgesit het. Ons wil regtig vir julle nooi, vriende, familie, om daar te gaan ietsie kry, saam met 'n koppie koffie of 'n koeldrankie. En dan wil ek ook dankie sê vir ons klankspan. Genade ouens, julle moet bond staan daar waar julle is, né? Maar ek dink ons het daar nog 'n lekker ritme gekry. Maar baie dankie dat julle altyd daar is en ek kan weet die dinge loop reg. En dan vir Elmarie wat ook vir ons gaan foto's neem vanoggend. So julle hoef nie almal vorentoe te kom en te kom foto's neem nie. Elmarie gaan van alles foto's neem en dan sal sy dit op die groep sit van die katkesante, die belydennisklas en hulle ouers. Goed. Ons gaan nou staan en dan gaan ons sing by lied 385, al 3 verse, Heilige Nag. Kersfees begin nou naderkom. En daarna sal ek die eredienskers aansteek en dan bly ons staan en ons sing by vonklied 72, wees stil, want die Heilige is hier. En dan bly ons maar staan tot die loflied. Nee, dan, dit is wat ons gaan doen, ons gaan staan, al die pad. Goed.
Bethlehem om die kindje te zien. Toe alom kry en doeke by Maria, het al gekniel voor die klein koningskind. Die koning van die hele wye wêreld het al gevind in Bethlehem se stal. Hy is die Heer, gestuurde uit die hemel. Hosanna, Hosanna, sy vrede breek nou deur. Hosanna, Hosanna, die heilige naam. Soos Heer, leer ons leef met deernis, wat het liefde en vrede u laat. U breek die juk, die kettinge van die sonde, het ons as mense vir jou gebind. 'n lied van vryheid klink oor heel die aarde, ons prys sy naam, besing die Heer se maag. Jesus is Heer, kom prys sy naam o mensdom. Hosanna, Hosanna, sy vrede breek nou deur. Hosanna, Hosanna, die heilige naam. Goed, dan is het nou weer stil, want die heilige is hier. Oh
Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God die Vader, van die Seun en die Heilige Gees. Ons loof die Here nou met lied 104 in die vonkbundel, Wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons gaan 'n gebed na die Here toe, die een wat ons hartseer verstaan, die een wat ons onuitspreeklik liefhet. Vader, Seun, Gees, wat 'n vriend het ons in U. U wat van ver af saam met ons kom, van voor ons al aankom. U wat nog altyd is. Dankie dat U in U hart vir ons plek kon maak. Dat ons gebore kon word uit U hart van liefde. En dat U vir ons in Jesus met U versoen het toe ons skeef geloop het. En dat U ons elke dag by die naam nader roep en vir ons sê, kom ons begin weer. Dankie dat U liefde nooit ophou nie.
Vandag word die woord verkondig oor die hele wêreld. Ons bid dat mense wat vandag deur die woord getroos moet word, getroos sal word. Dat mense wat miskien vermaan moet word, die vermaning sal aanvaar in liefde. Dat mense wat leiding soek, leiding sal kry. Ons bid dat elkeen wat die woord vandag hoor, in die week wat kom, die woord sal laat voortleef, in besluite wat geneem word, in rigtings wat ingeslaan word. Here, mag u woord môre verder weer klink, oral waar ons kom, van die strate, in die skole, in die bestuur, die raadskamers, van besighede, oral. Mag u woord daar 'n rol speel. En Here, nou is ons vanoggend hier by hierdie wonderlike geleentheid en jong mense wat kom sê dat dit wat u vir hulle in die doop gesê het, beloof het, u aan verbind het, vir hulle goed is. Hulle is daarvoor dankbaar. En hulle wil daardie belofte van u, wat u waar maak elke dag, ook gaan uitleef, waar hulle ook al kom. En ek bid dat hierdie geleentheid vir hulle 'n rigtingwyser sal wees. Dat dit vir hulle 'n geleentheid sal wees wat hulle onthou. Dat hulle altyd sal terugkyk en sê, daar by my doop, daar het die Here vir my kom sê, ek het jou lief. Toe ek nog geen verstand gehad het nie. En by my belydenisaflegging op 16 November 2025 het ek die geleentheid gebruik om voor daardie selfde mense vir wie die Here homself verbind het aan my, om vir hulle te kom sê, dit is reg met my. Ons prys u naam, Here. Amen. Ek gaan vandag vir ons lees by Johannes 1, vers 35 tot 39 en ook 43. Een van die mooiste hoofstukke in die Bybel. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, dis nou Johannes die Doper, met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het geantwoord, Rabbi, waar gaan jy tuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Hy was omtrent 4:00 die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. En dan lees ons tussenin hoe Andreas na sy broer Petrus toe gegaan het en hoe hy toe vir Petrus ook na die Here toe geneem het. En dan die volgende dag kry Jesus vir Filippus en hy sê vir hom ook, volg my. Baie sterk klem op die woord volg. Nou die tema is vanoggend, volg Jesus en leer by hom op jou lewenspad. Mense sê dikwels, wanneer daar een of ander
teologiese debat is, of etiese kwessie is waaroor ons verskil en ons praat daaroor en ons debatteer daaroor. Veral as die debat vir 'n persoon in die verkeerde rigting loop, dan sal hulle sê, ons moet net terug na die basics toe. Nee, dan kappelok so. Terug na die basics toe. Klink vir baie soos by 'n rugbywedstryd. Ek onthou toe my kinders nog op skool rugby gespeel het. Ergens sal 'n paar heeltyd skree, die bal, die bal. En as hulle 'n ander paar skryf, basics boys, basics. Nee, die hele tyd. Maar vriende, my vraag is, wat is nou die basics van ons geloof, waartoe ons dan nou moet terugkeer? En ek dink ons sal natuurlik heeltemal reg wees. Ek weet ons sal reg wees as ons sê, maar die basiese van ons geloof is dat ons glo dat Jesus ons verlosser is. As ons dit sê, is ons reg. Paulus het dit ook gesê. Toe die tronkbewaarder vir hom vra, wat moet ek doen om gered te word? Toe het Paulus nie 110 goed vir hom gesê nie. Paulus het gesê, glo in die Here Jesus. Dis wat jy moet doen. Glo in die Here Jesus. So dis die regte antwoord. Maar ongelukkig stop ons baie keer daar. Ons redeneer so, ek glo in Jesus, so ek gaan hemel toe, ek sê okay. Als afgehandel. Wat wil ek nou meer as dit? Maar vriende, Jakobus, Jesus se broer, skryf later in sy brief, skryf hy, dat as jy glo, maar dit gaan nie oor tot konkrete dade van geloof nie, dan is jy niks beter af as die duiwels nie. Dit is wat hy sê. Dan is jy niks beter af nie. Jesus self sê vir ons, en hy sê dit vir ons hordes kere, ons moet hom volg. Kyk, glo in Jesus, dink ons baie keer, dit is 'n puntaksie. Dit het iewers in die verlede gebeur, dis afgehandel, en die gaan ons. Maar dit is nie afgehandel nie. Jy bly glo. Dis 'n deurlopende ding. En dis hoekom die woord volg eintlik so 'n mooi woord is wat Jesus gekies het. Want ons moet Jesus volg. Dis 'n pad wat ons saam met hom loop. Die pad begin nou en hy hou aan tot ons in die hemel kom. Ons lees dat Johannes vir Andreas en die ander disipel gesê het, daar is die lam van God. En toe volg hy. Toe volg hulle. Jesus sien hulle volg. Nee, daai woord. Hy sien hulle volg. Hy draai om en vra, wat soek julle? Hulle vra, waar bly u? Hy sê, kom saam, kom kyk. Nee, nooi hulle uit, stap saam. Ons lees dat hulle toe gegaan het, hulle het gesien en hulle het gebly. En daarvanaf loop hulle al die pad saam met Jesus. Hulle het gaan kyk, hulle het gesien, waar bly hy, wie is hy, en toe bly hulle sommer daar. Party sê hulle het die volgende dag toe gebly, is 'n bietjie onduidelik die vertaling, om nou te weet, het hulle gebly tot die volgende dag toe, of het hulle weer huis toe gegaan die aand, maar hulle ten minste die res van die dag daar gebly. Aan die einde van die evangelie, Jesus het nou net vir Petrus herstel, en hy het vir Petrus gesê, Petrus, jy gaan vir my sterf. Dis 'n feit.
jy gaan ly en sterf. En hy het ook. Maar dan voeg die Here by, maar volg my. Moenie terugdeins nie, volg my, al gaan jy sterf. Dan vra Petrus, wat van Johannes? Dan sê die Here vir hom, nee, Johannes is 'n ander kwessie, volg jy net vir my. Sy vriende gelowige wees, beteken om saam met Jesus te loop, elke tree wat hy gee, om elke tree wat jy gee te sorg, dis in lyn met hom, om saam met hom te beweeg, om van hom te leer. Dit is wat ons moet doen, dis disippelskap. In Galasiërs 5 vers 25 is daar 'n pragtige teks wat dieselfde ding 'n bietjie anders te sê. Daar lees ons in die 83 vertaling, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook ons gedrag bepaal. Laat die Gees vir ons wat nou glo, danksy sy werk in ons, laat daardie Gees nou vir ons wys hoe moet ons leef. In die 33 vertaling staan daar, laat ons ook wandel deur die Gees. Nou wil ek by al twee hierdie begrippe uitkom. Die Griekse woord wat daar gebruik word, is stoigomenai. Dis 'n militêre begrip. Dis 'n begrip wat jy gebruik vir marseer. Nee. Iemand gee die pas aan, en jy is onder beheer van daai een wat die pas aangee. Daai een gee die instruksies, en die hele peloton maak soos wat daai ene vir jou sê. So dis 'n Griekse militêre term, om te sê, kom in pas met die Gees. As die Gees vir jou so, dan maak jy so. Die ander manier, die wandel deur die Gees, dit is weer 'n Joodse agtergrond. In die Ou Testament lees jy dikwels van iemand het met die Here gewandel. Sy hele lewe was soos 'n wandeling saam met die Here. Jy kyk wat hy doen. Jy hoor hoe dink hy. En jy begin later ook soos die Here te dink en te doen. Daai ding van kom in pas is ook baie soos met dans, né? As twee mense dans en hulle die ritme reg en hulle het mekaar sy ritme gevang, dan lyk dit so pragtig, né? Nou dis wat vir ons gesê word. Ons moet net die Gees se ritme kry. Hierdie lewensdans moet ons saam met die Gees gaan dans. Nou ek wil nou vandag my boodskap aan julle is dat julle opnuut by hierdie openbare geleentheid julle daartoe verbind om in pas met die Gees te loop. Om Jesus te volg. Om elke dag by hom te leer hoe ons op hierdie aarde moet leef. Dis die wonderlike ding, dat die Vader daai moeite vir ons gedoen het, om, toe die Jode 'n bietjie sukkel, om vir Jesus self te stuur, om vir ons te kom wys, maar dit is hoe mense doen. Ons het hom as voorbeeld, en ons kan saam met hom loop, en die Gees help ons daarmee. En dan sal dit baie keer gebeur, dat die Here vir jou sê, stop eers. Ek wil net hê jy moet bietjie rustig word. Ek wil hê jy moet regtig 'n bietjie luister. Jy moet bietjie tot verhaal kom, voor jy verder gaan. Ander kere sal die Here vir jou stop en vir jou sê, wie daai man wat daar loop, daar's nie kos in sy huis nie. Kan ons nie 'n plan maak nie. En dan moet jy nie te veel rondkyk nie, want
die Here het eintlik vir jou gevra. Nee, so dis wat ons moet doen. Of die Here sal vir jou sê, daai persoon wat daar loop, daai dame, die lewe is swaar vir haar, sy sukkel. Wil jy nie net 'n bietjie eentjie saam met haar gaan loop nie? Of daai kind het probleme by die huis. Wat kan ons vir daai kind doen? Die Here sal vir jou vra, wat kan ons doen? En hy gaan vir jou help. Maar die ons sluit vir jou in. Maar hier is die ding, wat Petrus ook die dag moes hoor, aan die einde van Johannes. Partykeer as jy so saam met die Here loop, dan gaan die pad oor Golgotha. Die pad is nie altyd glad nie, daar's moeilike tye. Maar dan moet jy nie bang wees nie. Bly maar net hier by die Here, hy was al daar. Hy ken daai heuwel. Bly net naby hom. En hy sal vir jou krag gee. So volg die Here. Wat sou die alternatief wees? As dit nou nie die basiese van ons geloof is om Jesus te volg nie. Wat sou die alternatief wees? Ek dink die alternatief sou wees om soos 'n hamster in daai wielietjie te hardloop, al agter jouself aan. En nêrens te kom nie, en niks te beteken nie. Dit wil julle nie wees nie. Julle wil volgelinge van Jesus wees, wat die verskil maak. Die verskil is in die wêreld. Mag die Here vir julle regtig daarmee op julle pad begelei en krag gee. Goed, ek gaan nou die jong mense vorentoe roep. Soos wat hulle vorentoe kom, gaan hulle foto op die skerm verskyn. En hulle gaan, wanneer hulle daar by die doopvont verbyloop, gaan hulle net hulle hand in die water sit en dan hulle voorkop raak. Hulle word nie weer gedoop nie. Dis net dat hulle self herinner daaraan dat hulle gedoop is. Hulle pad met die Here begin nie vandag nie. Het ook nie gister of eergister begin nie. Hulle pad met die Here kom van destyds af. Toe die Here by dieselfde doopvont vir hulle gesê het, jy is myne. En jy gaan dit altyd wees. En vandag by hulle belydenisaflegging kom, sê hulle, dit is vir my goed. Ek aanvaar dit so. Selfe mense wat die getuies was van die Here se belofte, is die getuies daarvan dat ek sy beloftes vir my aanvaar. Goed, so ek roep vir Stuart Bouwer vorentoe. Amarissa Kutse. Laurika de Wet. Anja Erasmus. Gerard Jansen van Rensburg. Die jong man met die mooiste glimlag. Andrew Kritzinger. D.J. Muller. Waldo Oosthuizen. Jean Skipper.
en Simonay van der Westhuizen. Dit so 'n klein bietjie opskryf. Daai treetjie daar sê. Nou, ek het nou reeds die eerste gedeelte van die formulier het ek nou eintlik nou klaar verduidelik. Maar deur die jare, nadat jy gedoop is, het jy 'n sekere kennis oor God, oor die Bybel en oor die kerk verwerf. Vandag sê jy dat dit nie net verstandskennis is nie, maar dat jy dit met jou hele hart aanvaar en dat jy daarop ook vertrou. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om hier in die erediens voor God en die gemeente hiervan te getuig. Maar die vraag wat nou gevra word is dieselfde vraag of van hulle is gevra vir julle in die onderhoude. Ek gaan die vrae almal vra en dan gaan ek afkom ondertoe en dan gaan ek vir jou vra wat is jou antwoord en dan kan jy nou sê ja. Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word die ware en volkome leer van die verlossing is? Ek wil dadelik by sê julle weet nog nie alles nie. En hoe ouer jy word, hoe minder weet jy. Nee. So ons moet maar bly leer en so ons geloof voed. Maar moenie nou vir jouself sê ek weet nog nie genoeg nie. Jy weet genoeg om nou belydenis af te lê. Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? En nou gaan ek vra dat Christy en John, die leier ouderling en onderleier ouderling, en Elsona, die voorsitter van gemeentebediening, saam met my kom. Ek dink nie Maricel, daar Maricel, daar sien ek jou nou. Maricel is die voorsitter van die jeugkommissie. En dan ons leier diaken en onderleier diaken, Theo en Ellen. Ons moet daar kan begin. Okay. Stuart, wat is jou antwoord op al daai vrae? Ja, dan. Stuart, ek gee vir jou Psalm 23 vers 6. Die goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. Baie geluk. Ek glo dit. Amarasa, wat is jou antwoord? Ja, dominee. Ek gee vir jou, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Goed, baie geluk hoor. Dankie, dominee. Harika, wat is jou antwoord? Ja, dominee. Ek gee vir jou Romeine 12 vers 11, moenie in jou toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here.
Baie geluk. Dankie dominee. Anja, wat is jou antwoord? Ja dominee. Johannes 10 vers 10. Ek het gekom sodat hulle die lewe in oorvloed kan hê. Baie geluk ook. Dankie dominee. Gerard, wat is jou antwoord? Ja, dominee. Hy. Ek het geweet jy gaan 'n duidelike ja sê. Matteus 10 vers 31 se laaste gedeelte. Jy is meer werd as baie mossies. Baie geluk hoor. Dankie dominee. Hy. Okay. Andrew, wat is jou antwoord? Ja, dominee. Ek gee vir Johannes 10 vers 28. Ek gee vir hulle die ewige lewe en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Baie geluk hoor. Sy. Die, wat is jou antwoord? Ja, dominee. Ek gee vir jou 1 Petrus 2 vers 6. En wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Baie geluk. Okay. Balde, wat is jou antwoord? Ja, dominee. Ek gee vir jou Filippense 3 vers 8 se laaste gedeelte. Om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Baie geluk. Baie dankie, dominee. Jean, wat is jou antwoord? Ja, dominee. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Baie geluk. Dankie. Sê wat is jou antwoord? Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Baie geluk hoor. Goed, julle kan nou. Ek moet net water kry. Goed, ons gaan nou, julle is nou nuwe beleidende lidmate in die gemeente. En ek wil nou net vir die gemeente vra as julle net sal omdraai na hulle toe. Of julle dan van julle kant af vir hulle ook aanvaar as beleidende lidmate van hierdie gemeente. Julle moet ja sê, duidelik, gaaf. En bid vir hulle. Ons lewer baie keer kritiek. En ek weet, daar sit nou hier onder julle mense wat sê, ja, volgende week het hulle weer verdwyn. Nee. Want ons bly kyk in die verlede in en ons sien wat het ander gedoen. Maar kom ons bid dat die Here vir hulle sal help om getrou te wees in die uitleef van hulle geloof. Ek wil vra, ja, ek gaan nou die ouers vorentoe roep. Ons gaan nou omdraai, dan gaan ons geloof bely. Ons gaan almal staan en ons gaan dit hardop doen. Julle moet net omdraai, dit gaan op die bord wees. So. Goed. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Goed, ek gaan nou vra dat die ouers asseblief na vore kom. Ja, julle kan sit, dankie. Julle kan sit. Ek vra dat die ouers asseblief na vore sal kom. Hiervoor is kerse. En ek wil vra dat julle vir julle kind 'n kers sal aansteek en sal oorhandig as 'n simbool daarvan dat die geloof van geslag tot geslag aanbeweeg. Baie dankie. En ek sê vir julle almal baie geluk met julle kinders se vordering. Okay, nou ja, kan gee. En dan bly julle by julle kind, julle bly nie voor staan. Miskien kan julle net so agter die stoele om, dan is daar plek. Kom ons gee ons 'n bietjie meer. Wat? Ja, is maar baie. Ek wil dit nou nie ingewikkeld maak nie, maar ek wil vra dat julle net, dat julle in 'n ry sal staan, en dan gaan staan julle net met julle kers voor julle ouers, maar jy kom staan nie agter die stoele. Dan wil ek vra die oupas en die oumas ook asseblief sal opstaan. Julle het die voorreg gehad om by die doop op te staan en julle het steeds die voorreg om vandag hier te kan opstaan. Dis wonderlik. Baie geluk aan julle wat die geloof oorgedra het aan julle kinders en julle kleinkinders. En baie geluk aan julle as ouers dat julle
met julle kinders so 'n pad kon loop, dat hulle met vrymoedigheid hulle geloof kon bely. Ons gaan nou almal staan, baie dankie, ons kan nou almal staan. Dan wil ek vra dat jy 1 of 2 hande, maak nie saak nie, sal oplig, en dan gaan ons laat jy die seën op hul daal sing, en ek wil vra dat die ouers net julle hande op julle kinders se skouers sit, en dan sing ons dit. Goed. Laat hier die seën op hul daal, U gaan sy Sion hel bestraal, U wat beveel en dit geskied, waar Heer U seën oor hul geniet. Baie dankie. Ouers kan nou weer gaan sit, baie dankie, en dan kan julle op hierdie stoele sit. Ek dink julle kan julle kerse net hier kom neersit. Sit hulle maar net hier in 'n ry. Julle moet nou onthou wat een is julle sinne, né? Moet julle maar kom, as julle klaar is, kan julle maar kom sit op die stoele. Baie dankie aan die kerkraadslede. En dan vra ek dat die diakens net vir ons die tafel gereed kry asseblief. Kort nog eens toe. O, daar's 2, lekker. Daar's 2. Dankie. Goed, u is almal baie welkom om deel te neem aan die nagmaal. Dis 'n tafel wat oop is vir almal wat glo en wat in ons geloof versterk wil word. En vir julle wat nou so pas beleidende lidmate van die gemeente geword het, julle is natuurlik besonder welkom om na die nagmaal te gebruik. Ons gaan eers sing by lied 240, die eerste vers, Heiland as in ootmoed stil. Oh
Goed vriende, ons gaan soos gebruiklik die brood en die wyn uitdeel en dan gaan ons dit almal saam gebruik wanneer dit ingestel word.
Is enige iemand oorgeslaan met die brood? Met die wyn? Goed. Sien hoe die diakens is reg? Vriende, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat hy vir jou gesterf het. Vriende, die beker van danksegging wat ons seën is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit en drink dit en glo dat hy vir julle gesterf het en sy bloed gestort het tot 'n volle verzoening. Here, ons loof U en ons vergeet geen van U weldade aan ons nie. Ons dank U dat ons kan deel hê aan hierdie tafel en dat ons hier vanaand kan uitgaan geestelik gevoed deur die woord en deur die tekens en dat ons lewens 'n verskil mag wees. Dit bid ons vir die pad vorentoe. En dankie Here dat U met elkeen van hierdie jong mense dieselfde naby pad sal bly loop wat U nog altyd met hulle geloop het, en met hulle ouers, en met hulle grootouers. Dankie dat die geloof ook deur hulle oorgedra sal word aan hulle kinders. En ek bid dat ons een groot skare sal wees, wat uitroep, Hosanna in die hoogste hemel. Amen. Ons dien nou die Here met ons liefdegawes. Ja.
Vriende, ons gaan nou, ek herinner julle aan die koffie en die eetgoed. Ons gaan nou saam sing die oorwinningslied. Ek wil vra dat wanneer ons kom by die laaste koor, dat ons mekaar se hande vat en oplig, net vir daai koorgedeelte. As julle weerskante vir my kan kom staan asseblief, dan wys ons vir hulle om dit te doen. Kijk, ons gaan daar wees, nee, ons gaan daar sing. Sprei so 'n bietjie uit hierso. Stewart, gaan so 'n bietjie. Ons gaan hande oplig, ons moet plek hê. Okay. En liefde oor sy koninkryk regeer. Beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat teenstaan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom jou nou in ons hoflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans vir God se roem. Kom leef in die oorwinning, want sy soort kan in ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy Die Here seën en beskerm julle. Die Here laat sy aangesig oor julle skyn en is julle genadig. Die Here verhef sy aangesig oor julle en gee vir julle sy vrede.
foto van ons neem asseblief. Ga jy dit so neem? So? Ja, maar dit sou hulle laaste kap. Ja. Nee, maar dit is goed. Hou hulle besig.